Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd, 'n nuwe week, nuwe energie, lus vir die week. Ek glo en ek hoop en vertrou dat jy saam met ons hierdie pad stap van die altaar, die skoonmaak elke oggend, die as uitgooi, nuwe vuur vir die dag en dan die heel dag passievol, eerlik, opreg met liefde vir God te leef. Ek bedoel, ons is al in Maart maand, ons het dit in Januarie begin, en baie mense het sê, ag, dis net 'n nuwe ding, 'n nuwe kruis, nuwe dit, en ons is al 2 maande en 'n week al in dit. So, mense, is nie net 'n nuwe ding nie, dit gaan so bly. Ons gaan passievol aan die brand bly vir Here. Ek wil begin met 'n skrif waarmee ons Saterdag klaar gemaak het, en ek wil hom weer lees oor na vandag toe, want net, dit was so powerful, en dis die geheim van die lewe hierdie, kan ek sê, is een van die groot geheime, een van die golden nuggets van die lewe. As jy hierdie een snap, kan jou lewe verander, mens. So, dis Jakobus 3 vanaf vers 4 af, vandag bietjie meer klem lê op 6, maar die hele beginsel vanaf vers 4 af, so kom ek lees weer vir jou. Hy sê, 'n klein roertjie maak dat 'n groot skip draai, net waarheen die stuurman wil. Selfs wanneer sterk winde waai, so is die tong ook iets kleins, en tog kry dit groot dinge reg. 'n klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur. Hoor daai woorde. Die tong is ook 'n vuur. Dit is vol dinge, dit kan 'n groot bos, nou lees ek die mekaar. Die tong is ook 'n vuur. Dit is vol dinge wat jou verhouding met God kan bederf. Nou Jakobus skryf hard en hy's kwaai. Ek wil dit omdraai. Die tong is ook 'n vuur, dit is vol dinge wat jou verhouding met God kan beklemtoon, kan laat groei, kan beter maak. Dit kan jou hele lewe in vlamme laat opgaan, of omgekeerd, dit kan jou hele lewe in sukses laat verander. Want die duiwel steek dit aan, want jy laat toe dat God dit aansteek. Hoor jy wat ek doen? Dieselfde wat Jakobus sê oor die negativiteit van die tong, wil ek dit alles draai en sê, ek glo 100% in die negativiteit van die tong, maar as ek die negatiewe glo, moet ek ook die positiewe glo. Die tong kan jou lewe 'n sukses maak, mense. Die manier hoe jy praat, met jouself praat, oor jouself praat, die manier hoe jy oor die lewe praat. En ek wil dit nie altyd maar oor jou huwelik praat, oor jou vrou praat, oor jou kinders praat, oor jou finansies praat, oor jou liggaam praat, oor jou werk praat, oor jou baas praat, oor jou land praat. Jou hele lewe. Wat jy sê het krag, mense. En die rede, net, kom ons, the science daar agter, die wetenskap, sonder om het spiritual te maak, spiritually het massive power, sê die Bybel. Maar die wetenskap het bewys, die sielkunde het bewys, dit wat jy die heeltyd hoor, glo jy. En dit wat jy glo, doen jy, dit vorm jou subconscious mind, en jy tree op uit dit uit. Jy sê, jy gaan positief in hierdie deal, in hierdie contract negotiations, en jy's positief. Jy kan nie jou subconscious mind fake nie, jy kan nie die kultuur, die gees, jy kan nie die atmosfeer, jy kan sê, ek happy, ek's vol positief, ek's vol krag vir die volgende 10 sekondes, maar as jy die heel dag jouself afgepraat, hierdie deal gaan nie werk nie, ons is verkeerde kleur, dit gaan nooit gebeur nie, hierdie land is so moeilik, as jy die heel tyd negatief, gou vir 5 minute jouself opsaak, sê nou gaan jy dra oor die heel dag se negativiteit. Mens, jy dra in jou huwelik oor die negativiteit. Jy dra op jou kinders oor die negativiteit. Ek doen dit, ek saam met jou skuldig. So, hoor mooi, ek staan hier en preek vir jou en sê, kyk na my, hoe kry ek dit reg nie? Ek vra jou, saam met jou, ons het werk nodig. En die werk begin by 'n wag voor jou mond. Dink wat jy sê. Vir my begin dit by, luister wat jy sê, want ek maak nog foute. Nou, iets gebeur en ek sê, hierdie goed gaan my nog mal maak. En ewe skielik sê die Heilige Gees, hoor, hoe praat jy oor jouself? Kan jy nou dink, as jy 70 is, sit jy daar in die groen dakkies, mal, en dan vra jy, waar kom dit vandaan? Jy het dit jou hele lewe oor jouself gesê. En ek doen, my kinders spot my toe hulle nog klein was, dan sê ek vir hulle, julle maak my mal. Nou, kan jy nou dink, Andries eindig op mal?
Want ek het oor myself gesê, want ek sê het al, vandat ek kinders het, hulle maak my mal, ek moet ophou. So mens, hoe begin het? Jy luister wat jy sê, en dan sê hy, dan laat jy God eerder jou mond aansteek. Sê, wat sê die Bybel? My kinders is 'n vreugde. My kinders is soos pyle in 'n koker, en die kinders is die toekoms, en my kinders gaan die wêreld 'n beter plek maak, en my kinders maak my nie mal nie, hulle maak my bly. As hulle nie by die huis is nie, dan soek ek hulle. Ek wil hulle naby my hê. Ja, dis net 'n simpel ding wat hy sê, maar jy glo dit. Jou brein begin dit te kondisioneer. My kinders maak my mal. Mens, hoor mooi, ek en jy begin ons woorde tel. Ons woorde evalueer. Ons moet begin dink wat ons sê, want sukses lê daarin, oorwinning lê daarin, 'n nuwe lewe lê daarin. Ons kan 'n groot skip draai daarmee. Al loop hy skip teen die wind, as jy die mond gewen het jy klaar die fight gewen. Kom ek bid dit vir jou saam. Hemelse Vader, hierdie week gaan ons so bid en praat en vra dat U ons sal help. Dat ons hierdie fight met ons mond sal wen. Dat ons sal begin by net eers luister hoe ons praat en hoe verkeerd ons praat. En dan elke oggend 'n nuwe besluit maak. Ek steek my altaar in my lewe aan die brand met my eie mond. Vandag gaan 'n goeie dag wees. Vandag gaan ek vir die Here leef. Vandag gaan ek gehoorsaam wees. Vandag gaan ek geduldig wees. Vandag gaan ek positief praat en wees. Vandag, Here, dit begin vandag, gaan ons so begin praat oor ons lewens. Ons gaan sê wat U sê oor ons lewens. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Dankie vriende, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.